Goeiedag, baie welkom. Dis goed om vandag saam met jou te wees. Ek nooi jou uit om saam met my te fokus op die woorde wat die Here Jesus ons kom leer het om te bid. En dan spesifiek stil te staan by een woord, vandag. Onse Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons daaglikse brood. 'n eenvoudige woord, vandag. 'n groot geskenk wat God vir ons gee in ons gesprek met hom. Want dit is mos eintlik waar ons die meeste van ons tyd verloor. Ons sit vas in gister of ons stres oor môre. Ek sien dit in my eie lewe. Party aande al lê ek wakker en ek dink aan wat hierdie dag skeef geloop het. En ek sal dink oor hoe ek dit anders moes hanteer het of wens dat ek nie in daardie situasie beland het nie. Hoe ook al, ek speel dit oor en oor in my gedagtes. Een van my kollegas terg my eendag toe ek haar van die onsinnige gedagtes en stresmomente vertel. Ja, Johan, dan gaan jy wat so lief is vir musiek, dan komponeer jy nog partykeer ook nog musiek vir hierdie storie van jou. Lekker agtergrondmusiek. Skryf jy vir daai movie van jou wat so in jou kop rondhardloop. Ja, en dan is daar byvoorbeeld die kere wat ek na my kalender gekyk het en ek gewonder het, hoe gaan ek deur hierdie week kom? En wat as daar nog verantwoordelikhede moet bykom? En as ek dit wat ek moet doen nie uitwerk nie, dit vreet my tyd en so kan ek aangaan en voorbeelde noem. En in die proses verloor ek die geskenk van nou. Jesus leer ons, bid vir vandag. Nie gister nie, is klaar verby. Nie môre nie, is nog nie hier nie. Maar vandag, dis die tyd wat jy het. Dis daar waar God jou kom ontmoet. Kyk hoe Jesus dit self geleef. In Getsemane bid hy, Vader, gee my krag om hierdie uur te dra. Nie vir môre se kruis, oor môre se opstanding nie, maar vir hierdie uur van smart. Aan die kruis self roep hy uit en vra, ek het dors. Sy gebed vir nou, in daardie oomblik van sy smart, sy groot behoefte. Ja, en toe hy die disippels uitstuur, onthou jy toe sê vir hulle, moenie 2 sakke of 'n ekstra pak klere of goed saamvat nie. Julle Vader weet wat julle vandag nodig het. Jesus self het nooit buite die nou geleef nie. Hy het gevra vir dit wat hy op daardie oomblik in sy lewe ook al nodig gehad het. Ek dink dis hoekom hierdie gebed vir my so op 'n manier bevrydend is. Dit vra my net om in die hier en in die nou te leef. Ek hoef nie alles heeltyd uit te werk nie. Ek hoef nie al môre se antwoorde reg te hê nie. Ek mag net sê, Vader, gee my vandag. Ja, dit wat ek in die oomblik nodig sal hê, gee dit. Ek onthou met my eerste Camino staproete vanaf Lyon na Santiago. Wat ek alles in my rugsak gepak het iets weerspieël van my ingesteldheid om soms onnodiglik voor te berei vir die onvoorsienbare. Ek sou byvoorbeeld 3 van alles inpak, 3 paar kouse, 3 paar broeke, of 3 broeke, 3 hemde, ekstra blikkies kos, en so kan ek die lysie aanvul. Nou wanneer jy die Camino stap, is jy veronderstel om net 8 kg van jou liggaamsgewig in daardie sak saam met jou te dra. Myne was ver oor dit. Ek het later van die goed begin los by die albergies. Behalwe vir die feit dat die rugsak heeltemal te swaar was om te dra, het ek ook ontdek ook al die ekstra goed nie regtig nodig gehad het nie. In die aand, wanneer ek by die albergie kom, is daar fasiliteit om my klere te was en dit te laat droog word. Ja, op die ou einde was 2 stelle klere eintlik meer as genoeg. En so het ek begin om van die onnodige goed by die albergies te los, of vir iemand te gee wat vasgebrand het.
In my kop het dit egter 'n rukkie geneem om my los te maak van, sê nou net jy het dit nodig. Ek het stadig maar seker begin leer, God sal vir vandag sorg. So het ek nog kosbare oomblikke gehad, waar daar appelbome langs die pad was, wat pelgrimsreisigers vrylik van kon eet. Soms was daar in die yskas by die Albergies kos in die yskas, wat ander pelgrimsreisigers daar gelos het. Dit is asof daar 'n spontane manier van lewe was vir elke dag onder almal. Sodra ons vanaand genoeg geëet het, los ons kos vir die ander, net in geval iemand iets nodig het. My dag sal vir homself sorg. Ja, ek het geleer op daai stap. God gee my genoeg vir vandag, en hy sorg vir oomblikke waar dit nodig is. En dit is genoeg. Dalk vra jy ook die realistiese en seker op 'n manier die baie verantwoordelike vraag. Maar wat van môre? Wat van volgende week se ingewikkelde goed wat voorlê? Jesus het dit ook geantwoord. Moenie julle kwel oor môre nie. Elke dag bring sy eie laste. En dan help hy ons verder met die woorde van hierdie gebed. Vandag, ons Vader wat in die hemel is, gee ons vandag ons dagse brood. Dit wat ons nodig het vir vandag se las. So miskien is jou las vandag swaar. Of miskien is jou dag en jou las vandag lig. Maar in albei nooi die Here Jesus ons. Bring jou vandag na die Vader toe. Hy gee genade vir vandag. So kom ons sit ons hande op ons skoot. Oop, teken van openheid. Ons is hier om te ontvang vir vandag. Dis is om vir die Vader te sê, ek is hier, in die nou, in die vandag, hierdie oomblik. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, U weet hoe maklik ons in gister of môre vasval. Maar nou, op hierdie oomblik, kom vra ons net eenvoudig, gee vir ons wat ons nou nodig het. Gee vandag die brood wat ons nodig het vir ons lewe. U ken ons so goed, U weet wat dit is. Ja, help ons om die genade van nou te leef. Amen. En terwyl jou hande nog oop is, ontvang die geskenk wat God jou vandag, ja aan hierdie oomblik gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly met jou. Amen.